Hierdie is 'n groot dag vir die kind van die Here. O genade. Hierdie is 'n groot dag vir die kind van die Here. Net sommer nie. As hierdie dag nie plaasgevind het nie, dan was hy nie vanmôre nie. Ek sê dit met groot respek. Maar dan was hy ook nie vry nie. Kon jy nie werklik waar lewe nie. Elkeen van ons wat vanmôre hier is, en ja, miskien elkeen van ons het ons verskeie redes. Wil ek vir u sê, het God die Vader reeds die beplanning reg gehad vir dit wat gebeur het. Nou, kom ons lees gou vir 'n oomblik in Romeine 5. Romeine 5 vers 7. Jy kan saam met my volg hier agter op die bord. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterf. Wie van u sal u lewe vir die kind gee? Ja. Maar ek wil nou nie iets kwytraak nie. Vers 8 sê dan verder, en wat ek daarby bedoel is, ons sal nie vir 'n onregverdige mens instaan. Mense sou sê, nee, hy moet die prys betaal. Hy moet die pad maar stap. Maar vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons. Sê gou vir jouself, God bewys sy liefde vir my. Het jy gehoor wat hy sê? Hy bewys. Hy bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog wat was? Sondaars was, en ek wil hê by die onderskeid, hy sê nie toe ons nog goeie mense was nie. Ek wil vandag vir jy baie fyn lyn gee. Dis nie goeie mense wat gered word en hemel toe gaan nie, dis geredde mense. Is mense wat weergebore is mense wat hulle hart en lewe aan God toe vertrou en sê, Here, kom wees U die God en koning van my hart. Anders is die goeie mens. Gesterf het toe ons nog sondaars was. Vers 9. Veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn van God oor sonde. Want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, jy's versoen deur die dood van sy seun, ek en u het dit nie verdien nie. So dit nie verdien nie. Niks wat ek doen kon enigsins iets oopmaak, 'n deur oopmaak, 'n pad maak nie. Kon my sonde wegvat nie. Veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En ek deel vanmôre met u oor, dit het waarheid geword. It became the truth. Elke skade
die weer van elke belofte wat God van die begin af gegee het. Elke deel van dit wat ons uit God se hand uit ontvang, wat lewe is, ja. Maar weet jy wat? Tussen Adam en Paulus kom trek, ek wil amper sê, maak 'n vergelyking tussen Adam en tussen Jesus. Het jy dit al gehoor? Die eerste man Adam en dan die tweede man Jesus, wel ook verwys hulle na Adam. En hierdie dag dra die kragtigste boodskap vir my en vir jou, wat sê ons is vrygekoop. Die kruisiging, die meeste ondersoekte onderwerp. Dis die meeste bespreking van alle tye in die medisien. Maar ook is dit die grootste prys wat ooit betaal was deur enige iemand vir 'n wêreld. Dit was die grootste prys wat betaal was vir elke mens. Pastoor, is dit waar? Ja, ek sou die voorreg so graag sou wou geniet het, om hier voor 'n spieël te sit vanmôre en te sê, weet jy, 'n volmaakte, totale prys, daar kan niks by gesit word nie, daar kan niks weggevat word nie, was vir jou betaal. Dis egter hartseer, skokkend, dat ons soms goed aanvaar wat nie is ons sinne is nie. Skuld wat nie is ons sinne is nie. Beskuldigings wat nie is ons sinne is nie. En daarom kom sterf Jesus vir die vergifnis, vir die vryspraak, die verlossing, die herstel. Nou net om vinnig vir te sê, weet jy wat is interessant, as jy gaan kyk in die Ou Testament, as jy by die tempel gaan het om vergifnis van sonde, het jy mos nou 'n lam gevat, perfekte lam. Maar weet jy wat, hulle het eintlik 2 lamme gehad. 2 wat saamgegaan het. Die eerste lam was gebruik om te slag en daardie bloed op te vang en die bloed te giet oor die offeraltaar tot vergifnis van sonde. Maar hulle manier van sien was die tweede lam het dan gekom en hulle daai vergifnis en die sonde wat daar moes vergewe word, het hulle dan spreekwoordelik met daardie hand op die ander lam gelê en die tweede lam het hulle ingelei in die woestyn. Ja. Maar het hom so weggelei, so ver weggelei dat hy nie sy pad kon terugvind. Dis hoe ver Jesus, sien nie nou die woord, ons sonde van ons af verwyder, so ver as die ooste van die weste. Hulle kon dit net op 'n tydelike manier. Christus het dit gedoen so ver as die ooste van die weste af is, diepste van die see. En dit is so interessant dat hy kom red en hy verander ons lewe. En deurdat hy ons lewe, ons kom red, verander die wêreld rondom ons. Jou wêreld verander vir jou gesin. Jou wêreld verander vir geliefdes rondom jou. Wie van julle het agtergekom hoe moeilik is dit om jammer te sê? Pastoor, dit was my skuld. Ek is nie skuldig nie. Hoekom het ek vol verskoning vra? Jesus was ook nie skuldig nie, tog het hy sy Vader vergewe. Stort hierdie bloed vir hulle. Vergewe. Hy het dit nie eens verdien nie. Was nie sy skuld, dit was joune. En
die Skepper, die Almagtige, die Ewige, die Heilige God vra hy namens jou, Vader, vergewe hulle. En hy wil hê ek en jy moet by hom leer. Hy kom en red ons. Hy stap doelbewus in vir ons. Kom ons lees verder dan. Klaar met al die. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry is. Alles deur Jesus Christus. Dis hom wat ons stuur. Deur hom en hom alleen. Daar word hierdie verhaal vertel van 'n ou seentjie iewers in Amerika, baie jare terug. Die trein in die groot vervoermiddel was. Ek wil nou nie vir die country en western, want sien jy alweer 'n prentjie. Maar hierdie ou seentjie, hy het nie ver van die spoorlyn af gebly nie, ver van 'n brug af nie, en dan sy ma het hom gesê, sy gaan speel 'n bietjie. Mamas, julle deesdae het ons nie plek om te speel en ons gaan na die masjiene toe. Maar gaan speel 'n bietjie. En hy is uit en hy speel en so seentjies nou is, né? Ek weet nou nie of die dogtertjies ook so is nie. Toe hy homself kry tussen die spoorlyn. Maar dan kan hy klip op en dan gooi hy klip en dan skiet hy net 'n bietjie en dan, en hy speel te lekker op die spoor. En in die verte hoor hy, ja, daar kom 'n lokomotief. Maar dan speel hy en loop in die spoorlyn af en dan gooi hy die klip en dan stop hy dit en dan slaat hy met die tak op die spoorlyn. En toe hy by die kloof kom, toe sien hy die brug het in mekaar geval. En hy hoor maar, die trein is op pad. Die passasierstrein. En hy besef in een oomblik dat daai trein gaan hier afkom. En sonder enige waarskuwing, sonder enige beplanning, gaan daai trein in daai kloof afjaag. En almal gaan sterf. En daai seentjie neem 'n besluit. Hy sê, ek gaan net die trein waarsku. Hy gryp 'n groot tak met ou blare en hy hardloop op daardie spoorlyn so vinnig as wat sy bentjies hom kan dra met hierdie tak hoog in die lug en hy gil. Want hier agtergekom as hy gil, hoe baie mense hoor jou. Sê die oopte is. Jy kan ook net so lank gil. Maar hy hardloop met hierdie tak en al wat in sy kop is as ons net hierdie trein gestop kry. En hy het gehardloop en gehardloop en gehardloop en hy het moeg geraak en dan kry hy weer hierdie determinasie en dan hardloop hy met hierdie tak en in die verte sien hy daar kom die trein en hy begin vaai en die man in die lokomotief sien, maar hier is 'n seentjie op die spoorlyn en hy vaai 'n tak met 'n klomp blare op en al wat hy doen is hy gooi die brieke van die trein aan. Hy maak die stoom oop dat daar nie meer dryfkrag is nie en hy trek al die brieke aan. En die trein begin skree en die mense skree en al hierdie goed in hierdie seentjie hardloop en al wat hy sê, julle moet stop, die brug is uit, julle gaan almal doodgaan. Maar ek weet, in al daai geraas wat in die trein is, hoor hulle hom. Die trein kom so vinnig nader gesnel, terwyl al die brieke is en geraas al die goed. En wat die seentjie nie besef nie, is hoe naby hy in die trein is. Daar die seentjie betaal met sy lewe. Die trein slaan en hy sterf op die trein. En lê op die kant. Die trein gaan verby. Almal gil en skree, die brieke skree, alles is.
En hierdie seentjie se ma tussentyd hoor wat aangaan. En sy begin benoud raak in sy hartloop en sy gil sy naam. En sy roep uit en sy kry hom nêrens nie en sy hoor net hierdie geraas wat deur die bosse gaan. En sy hardloop in die rigting van die geraas. En weet jy wat gebeur? Daardie trein stop letterlik net voor die afgrond. Om hy tot stilstaan. Die ma kom in die bos uit gehardloop by daardie spoorlyn en hier lê haar seentjie. Ons gaan nie ingaan op die prentjies en al die goede nie. En sy sak in mekaar. En dis haar enigste seentjie. Daar is nie ander nie. Daar gaan baie dinge deur haar kop en almal spring in die trein en sien wat gebeur het. Terwyl hierdie ma kan vashou en sy gil en sy sê, hoekom jy? Kom my jong swanger mama by haar, sy kom staan by haar. En sy lê haar so op aan, sy sê vir haar swanger mama, sy sê, "Vader, dankie dat jou kind my kind se lewe gered het." Daardie vrou staan daar en sy sê, "Ek wy my kind toe om jou kind se lewe, sy legacy uit te dra." Weet wat gebeur? Daardie kind van daardie jong moeder, die wêreldbekende evangelis geword. Weet jy wat? Dis 'n ander prentjie as die normaal van die kruis van Golgotha, maar weet jy wat? God die Vader het sy seun geroep, gesê, "My kind, ek wil hê jy moet lewe gee." En Jesus het gekom en Jesus het gesien waarheen ek en nie op pad is. Hy het gesien dat ons lewens verwoes gaan word. Hy sien wat sonde met en deur ons en ander mense aan ander mense gaan doen. En ten spyte van dit kom God en hy sit sy seun in die plek sodat ek en jy gered kan word. En nog steeds is daar mense wat maar net halfhartig vorentoe gaan. Ja, prys die Here. Hy het my siel verlos, hy het my vry kom koop, hy het my skoon gemaak. Ek wil vir jou sê, toe jy nog nie eens besef het wat die gevaar was nie, toe jy nog nie eens besef het hoe sleg dinge vorentoe lyk nie, het God alreeds sy seun gegee, sodat jy gered kan word en nie in daardie plek hoef te staan waar jy die prys sou betaal het. Ek en u moes eintlik die prys betaal. Maar saam met dit kom God en hy kom gee beloftes. God kom en hy maak 'n ander weg. Dan weet jy hierdie verlossingswerk, wat het dit ingesluit? Daar was 'n offer wat ingesluit was. 'n Offer van Jesus wat die prys moes betaal. Die tweede saak wat ons sien wat ingesluit was versoening. Versoening met God die Vader. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur Wie het al
besef dat jy vrylik na die Vader toe kan gaan. Jy kan bid en die Vader hoor. Amen. Dis alles te danke aan Jesus Christus. Dis hy wat die weg oopgemaak het. Dis hy wat die verzoening kom gee. Want Golgotha was die bewys van God se onvoorwaardelike liefde. Sê vir die Here en langs jou, Golgotha was die bewys van God se onvoorwaardelike liefde. Ja, dis liefde. Amen. Jesus het dit eintlik net vir jou gedoen. En hy het pad gestap vir jou. Johannes? En Petra? Ja. Dion? Nico, oom Nico? Hy het daai pad net vir julle gestap. Dis wat vir Golgotha daar was. Maar saam met dit het hy die oorwinning gebring. En ek wil vir u sê, die kruis was nie net die nederlaag of die einde nie. Dit was die oorwinning van die graf, die dood en die hel. Vergifnis breek dit alles en God kom gee deur sy seun Jesus Christus die oorwinning. Want soos ons weet, die Ou Testament was 'n heenwysing, was 'n skaduwee. Die meeste van julle het so 'n papiertjie, as jy papiertjie kan uithaal. Ons noem dit 'n profetiese tafel, want dit is wat God in my en jou lewe wil laat deurbreek. Dat jy in die besef daarvan sal lewe. En kom kyk gou. Drywe. Johannes 15:5. Jesus sê, ek is die wynstok, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Dis drywe wat hulle oë verhelder. Here, laat ons sien wat U wil doen. Spreuke 24 vers 13. Dit was ook 'n verwysing na wysheid. Dat God wysheid gee. Water, Psalm 23 vers 2. He leads me beside still waters, He restores my soul. Johannes 7:37 en 38. Laat die lewende water uit jou uitvloei. Hierdie gemeente is fontein van lewende water. Ja, pastoor, halleluja, laat die lewende water uit my uitvloei. Maak die kraan oop. Ek kan nie vir my vrou sê, ag liefie, kyk hoe mooi groen word die tuin. Ek spuit die tuin uit en dan stap sy uit en dan lê die tuinslang op die gras. As jy vir my sê, nou van wanneer af sien jy groen gras? Nee, my gees. Jy het nog nooit die kraan oopgemaak. Maar weet jy wat? Hoeveel gelowiges staan in geloof, vertrou die Here, maar jy het nog nie aktief begin raak en begin beweeg en gesê, Here, laat ek doen wat jy my vergeroep het nie. Luister mooi. Die Here vra partykeer nie geweldige groot goed nie. Bid vir jou broertjie, bid vir jou sussie. Bid vir jou medegelowige. Here, ek sal vanaand bid. Vanaand, dan stap jy by die huis en dan die kos gebrand, jy die kar gestamp. En vrou lief is ongelukkig en jy kom glad nie by gebed nie. As jy sê bid vir jou, dan staan jy daar en jy sê, Here, in Jesus naam trek vir my betekenis seën. En in geloof vertrou ons. Bel daai broer, geloof vertrou ons. Amen. Bel daai broer of daai suster, sê ek dink aan jou vandag, ek bid vir jou. Is daar iets waarmee ek kan help en ondersteun? Sout. Levitikus 2:13, 1 Johannes 5:13.
Matteus 5 vers 13. Ons is die sout van die granate. Numeri 13 vers 23. Nou hier het ek 3 van die vrugte vir gesit, vye, druiwe en granate. Nou weet jy wat, dit was 3 van die vrugtesoorte wat hulle uit die beloofde land uit saamgebring het terug. En die betekenis daarvan was die vye. Dit was 'n simbool om geestelik vrug te dra. Druiwe, deel van die wingerdstok te wees. En ek wil vir u sê om deel van die wingerdstok te wees. As Christus jou vrygemaak het, is jy vry. As sy Gees jou bekragtig het, is jy bekragtig. Kan jy vir hom lewe? Kan jy hom dien? Granate was 'n simbool van geestelike groei en vrugbaarheid. En daardie vrugbaarheid, dit beteken vooruitgang. Seën. Neete, versterk. Dit versterk jou om versterk te wees vir die pad elke dag. Dit is proteïene en dit gee energie. Genesis 43. Olywe en olyfolie. Olie wys na die Heilige Gees en sy krag in jou lewe. Olyfolie. Psalm 52 vers 8. But as for me, I am like a green olive tree in the house of the Lord. Appels en rosyne. Nou daar sien ons Hooglied 2 vers 5, 1 Kronieke 12 vers 40, Efesiërs 6 vers 12. Sustain me with raisins and refresh me with apples. Citrus, as jy vra, ek het nog 'n langer lys daar, ek het net 'n kort lysie. Citrus praat van die reinheid van jou hart. En weet jy wat die wonderlikste van alles? Baie van hierdie was heenwysings na. In Christus het dit 'n werklikheid gemaak. In Christus het hy gesê, weet jy wat, as jy my toelaat, dan versterk ek jou. Hoeso pastoor? Want hy is die brood van die lewe, my vrou, vergewe my. Want dis hoekom jy die tafel vanmôre hier is. As jy by die huis is, vat 'n stukkie brood, sê Here, U is die brood van die lewe. Ek staan in U, ek leef deur U, maar ek dank U ook, Here, want nou weet ek dat die heuning, kom ons kyk, waar is die heuning? Dis my mikrofoon af. Skus julle. Heuning is om te sien. Here, laat my sien wat die plan met my lewe is. Here, ek help my vanmôre deur in U te glo of te sien. Nee, nou het ek nie heuning gevat nie, my vrou. Prys die Here, nou doen ek 'n klomp. Here, maar ek dank U vanmôre dat U my versterk. Ek dank U vanmôre dat ek profeties kan sê, U help my deur die Gees om te kan sien wat ek moet sien. Amen. Is dit die brood en die heuning wat die antwoord is? Is die verklaring van wat Christus vir jou kom doen. En ek wil hê dat ons as gemeente nie net vanmôre gaan sê, Here, dankie vir U liggaam en U bloed. Klaar. Ons nog heel wat ek wou deel, maar weet U. Here, dankie. Ek wil dit nie verneem. En nog steeds het U my kon vrykom. I wasn't worth it, but Christ said I am.
Jy sit vanmôre hier. Jy dra oordeel van mense wat goed oor jou lewe gespreek het, goed vir jou gesê het. You're not worth it. You are not gonna make it. Kyk wat het jy aangevang. Christus sê, weet jy wat? Ek het reeds die prys betaal. Toe hulle nog nie bewus van wat sou gebeur het nie, het ek reeds die prys vir jou betaal. So that you can be free. He paid the price for you. I've been set free by the blood of Jesus Christ. Staan vir 'n oomblik saam. Ek gaan 'n papiertjie hier neersit. Ek wil vir u vra net vir eers. Ons gaan eers nagmaal gebruik. Om te sê, Here, dankie dat U ons vrygekom het. En dan daarna gaan ek jy uitnooi om as jy wil hier te kom staan, te kom sit in die stoele. En as jy vanmôre sê, Here, U is my bron van energie, dat ek kan staande bly, dan kom haal jy dadel. Jy kom haal 'n neet. Ek wil vir u vanmôre vra, moenie hande vol gryp nie. Dis nie die hoeveelheid wat jou rein en jou krag gee nie. Dis die verklaring en die besef wat Christus vir jou gedoen het alreeds. En as jy enetjie vat en jy gebruik en dan sê jy, dankie Here, U versterk my. Dankie Here, U laat my sien wat U plan met my lewe is. Dankie Here dat U my hart rein maak. Want nog steeds is hier die tafel van die Here. Vir jou, vir my. Kom ons maak die oor toe, Here. Dankie vir U bloed. Dankie Here vir hierdie tafel. Dankie dat ons daaraan kan deel hê vanoggend. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Gaan vra die wat my behulpsaam kom wees in die nagmaaltafel dat U na vorentoe sal kom. Maar vanmôre gaan ons ietsie anders te doen. Ek wil hê vanmôre gaan ons 'n dankgebed doen vir wat God vir ons gedoen het. En vanmôre gaan ek van ons kinderkerk af. Mikkie, sal jy kom? Mikkie gaan vir ons middeljare groep namens hulle net bid en sê dankie Here. Waar is ons jong mense? Wie van ons jong mense wil bid? Nee, daar gaan die hande vinnig af. Sien hulle, yes, hier is ons bak. Okay, pas. Wie van ons jong mense wil net vir die Here kom sê dankie? Ja, prys die Here, my vrou, hier is vir ons jong mense. En nou soek ek iemand senior, enkel sit. Can I ask you? Now I'm going to ask Uncle Sid to start and to pray for us. My vrou, jy moet hier by my kom staan. Jy moet behulp staan. En ek gaan vra dat julle hier kom staan by my om sit
And I want to ask you that you will thank the Lord for the price He paid for us from the seniors. Amen. Kom ons staan almal saam. Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir die voorreg wat ons het om by mekaar te kom in die teenwoordigheid, om te sit by die tafel en denk dat U lewe gegee het vir ons, dat U die sonde van die wêreld weggeneem uit ons lewe uit. Here, ek wil vra dat van die sondagsskool tot die jeug, tot die seniors, tot die middelmatiges, dat U hulle sal seën. Seën almal in hierdie gemeente. Here, ek wil net ook vra dat U vir hierdie gemeente sal pad na hoë vlakte. Dat ons hierdie terrein hierso by Boerrein kan bearbeid en dat U hierdie kerk sal volmaak. Dat op so 'n belangrike dag hierdie kerk so leeg is en dat hy volgende keer sal propvol wees met mense wat U kom dankie sê dat U so prys betaal het vir ons. Lord, we also want to thank You for Your Holy Spirit that's with us since You went to be on the right hand of Your Father. Lord, we can't express enough the value that we attach to the Holy Spirit in this assembly. Lord, we pray now that You'll be with us. We ask it in Jesus' name. Amen. Kom ons gee vir ons kinderkerk. Liewe Jesus, dankie dat U vir ons op die kruis gesterf het en weer opgestaan. Dankie vir U liefde en dat U altyd by ons is. Vergewe ons as ons verkeerd doen en lei ons elke dag. Amen. Prys die Here. Staan net hier. Jong mense. Vader, baie dankie dat ons saam met Hemel net kan juig vandag en weet U oorwinning is al wat tel. U liefde is al wat tel. U is die een wat gekom het sodat ons almal kan leef in die vryheid wat U duur voor betaal het, Here. Dankie dat ons vandag kan onthou dit wat U doen, Here, dit wat U gedoen het en dit wat U aanhou doen deur die resurrection power van dit wat U kom doen het, Vader. Dankie dat ons vandag kan leer opnuut wat U liefde is, Here. En dat ons kan weet, daar is niks wat ons kan skei in hierdie lewe of in die dood van die liefde wat U vir ons gegee het, Here. En dan vra ek net, Here, voordat U ons sal leer om gehoorsaam te wees aan U stem en te luister en vanuit hierdie liefde te leef, Here. Dat ons nie sal terugstaan vir enige iets of enige iemand nie, maar in liefde mekaar sal dien, Here, soos wat U ons kom dien het, tot die dood toe, Here. En dat dit is gehoorsaamheid aan die Vader, tot die dood toe, dit is net too wonderful, Here. Dankie, Here, dat U ons siele kom verkoop met die waarheid en die lewende hoop wat U gebring het, Here. Ons prys U heilige naam, Here. Amen. Amen. Halleluja. Prys die Here. Ons middeljarige. Ons Abba Vader, Here Jesus Christus en Heilige Gees. My koning, U leef baie diep in my hart, dat ons wat die middeljariges beskou word as, moet nou oorhandig aan ons kinders. En Vader, dankie Heilige Gees dat U ons gebruik as 'n voorbeeld wat ons kan oorhandig aan ons kinders, sodat hulle weer die voorbeeld kan wees vir ons kinders. Want my koning, U het eers die voorbeeld vir ons gestel. Vader, U het vir ons die weg oopgemaak, duur gekoop met U bloed. So my koning, dankie Here dat U ons vandag net weer daar plaas om te sê, ons het almal 'n verantwoordelikheid in gees en in liefde en in waarheid, om vir ons kinders en ons kleinkinders te wys dat ons God leef, om vir ons kinders en kleinkinders te wys dat U het vir ons reeds alles oorwin, maar dat ons is kragtig onder U bloed, U beskerming. So my koning, dankie vir die voorreg
as ouers en grootouers om hier te kan kom staan om U naam te verheerlik vir elke druppel bloed en elke hou wat U geneem het om vir ons te kon betaal en vry te koop. Al die lof en al die eer kom U toe, Koning Jesus. Amen en amen. Amen, prys die Here. Net vir 'n oomblik maak jy oor toe, Vader, en nou ons eer U vir dit wat U gedoen het. Lê ons dit wat nie van U af is nie neer in U hande. Vergewe ons, Here. Vergewe ons as ons eie pad gestap het. Maak ons vry. Maar help ons ook, Here, om te besef dat U die prys betaal sodat ons vry. U het die seën gegee om in die plek te kom staan, toe ons nog nie eers besef het wat sou gebeur. U reeds die prys kon betaal. Sodat wanneer ons dit aanvaar, ons kan lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Vir 'n oomblik kan U hier sitplek neem. Dankie ook vir almal wat gebid het. My vrou gaan nie by my. En ons gaan vanmôre eers nagmaal gebruik.